Die ouens wat weet waar die knoppies sit. Geliefdes, baie welkom by vanoggend se erediens. Mag dit wees dat jy en ek saam die Here se teenwoordigheid en sy liefde sal ervaar en sal voel. Kom ons begin vanoggend se erediens met Vonkie 72. Ons sing die eerste en die derde strofe. Jy ken hierdie melodie al, wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Daarna gaan ek jou groet met God se seën en dan antwoord ons vanoggend met lied 280 en 354 op die seën van die Here. Ons sing saam Vonkie 72. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen.
my vriende. Hulle sê, dit is die duurste kar in die hele wêreld. Maar dis hulle wat dit sê. Ek ken dit glad nie. Ek sien klein Nico hier voor sê, jy weet ek nie of dit vir die ring of vir die kar is nie. As jou meisie eendag so ring wil hê, het jy moeilikheid. Nou hulle sê, dit is nou 'n baie duur ring ook daai. Nou baie keer in ons lewens, dan dink ons dat hoop oor sulke dinge moet gaan. Nee, as ek vanoggend vir jou, gaan ek met jou praat oor hoop, maar dan wil ons baie keer hê ons hoop moet oor dinge en goeders gaan. Gaan dit net nou sê, ons is goeie hopers, nee. Ons hoop dat môre gaan beter wees as vandag en ons hoop dit, maar baie kere gaan ons agterkom dat as ons op sulke goed hoop, dan bestaan hoop nie eintlik nie. Dan is hoop eintlik 'n ding wat goedkoop is. Vanoggend se tema van die preek is verniet goedkoop. Want hoop is verniet. Geloof in God is verniet. En hierdie volgende skyfie het ek geneem terwyl ek daar in die wildtuin gestap het. Wat dink julle wat hoop daai ou? Met takke breek nie. Ek dink hy kyk ver, maar ek dink hy hoop dat die tak nie breek nie, nee. Maar ek dink sy hoop gaan ook opraak een of ander tyd, nee, want ek weet nie of daai tak daai ou kan hou nie. En baie keer maak ons so, nee. Ons gaan hoop op goed wat ons eintlik nie hou nie. En daar's eintlik net een ding waarop ons kan hoop. En dit is God en God se versorging en God se liefde. Geliefdes, ek wil vir jou lees uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. En dan is vanoggend, as ons oor hoop met mekaar praat, dan is vanoggend se vraag, is verniet goedkoop? Baie keer as ons iets verniet kry, dan dink ons dit het nie waarde nie. As ons kan betaal en ons kan waarde aan 'n ding toevoeg, dan dink ons baie keer, dit is duur. Vanoggend gaan ek vir jou sê dat God se genade en sy liefde en hoop in God is verniet. Maar is nie goedkoop nie. Dis die duurste, kosbaarste geskenk wat jy en ek kan kry. En mag ons vanoggend, as ons hier weggaan en ons kan hoop, weer besef, wat is die prys wat God betaal het, sodat ek en jy kan hoop. Ek lees vir jou hierdie paar verse. Aan God, die Vader, van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop, op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Dit vervul julle met onuitspreeklike en heerlike blydskap. Mag dit vanoggend, as ek en jy God se woord hoor, vir ons ook so wees. Geliefdes, voordat ek aangaan met die prediking, wil ek saam met jou bid saam met ons. Here ons God,
As ons vanoggend met mekaar praat oor hoop, dan is dit 'n woord en 'n idee wat anders klink vir elkeen van ons. Party van ons het net hoop in ons harte, sodat dit wat ons dink en dit wat ons wil hê, dit wat ons veronderstel moet gebeur. Ja Here, ons vat daardie hoop en ons wil amper gaan hoop sodat ons wil kan geskied. U sê dat geloof, hoop en liefde bly. Maar daardie hoop waarvan u praat, is 'n hoop in u as ons God. Is 'n hoop in u as ons Vader. 'n Hoop vir u teenwoordigheid, 'n hoop vir u wil, 'n hoop vir u seëninge in ons lewens. Geef vir ons vanoggend ore om te hoor en 'n hart om te ontvang, dat ons al klaar daardie hoop in ons het. Dat u vir ons God is, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die toesiener in ons lewens. Ja Here, u is 'n lewende hoop, sê Petrus, wat in ons leef. En daarom kan ons hoop. As ons vanoggend hier weggaan na ons lewens toe, en daar's party plekke daar in ons lewens waar ons nie kan hoop nie of nie wil hoop nie, dat ons weer na u kyk. Dat ons weer stil word by u en weet, ons kan hoop, want u lewe. Sien ons nou met vrede in ons harte, sien ons nou met rus en vrede, Here, dat ons werklik kan luister na wat u sê. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in u groot en heilige genade. In Jesus se naam. Amen. Daar is 'n werklike sindroom waarvan sielkundiges in die tydskrifte en allerhande geskrifte en studiestukke praat. En dit is die einde van die wêreld sindroom. En hierdie sindroom, sê hulle, is baie geldig onder ons gemeenskappe en in die wêreld en in die plekke waar ons leef. Want dit is mense wat leef asof die beste van die lewe al verby is. Mense wat leef en eintlik nie meer kan hoop in hulle harte dra nie. Mense wat na hulle omstandighede en hulle hede kyk en dan dink hulle dat dit wat verby is nooit weer so goed kan wees nie. Ons doen dit, want dit is vir ons maklik om terug te kyk in ons lewens en al die mooi en die goed en die oorwinnings te onthou. Maar wanneer ons vorentoe kyk en onthou ons praat met mekaar oor hoop, wanneer ons vorentoe kyk en ek vra vir jou in jou hart of jy nog kan hoop, dan wonder ons, want ons weet nie. Ons weet nie wat vir ons op ons pad wag nie. Ons weet nie of ons gaan siek wees en of ons gesond gaan wees nie. Ons weet nie of ons dit gaan maak op baie terreine van hierdie lewe nie. Die vraag vir elkeen van ons harte vanoggend is, kan jy nog hoop? Geloof, hoop en liefde. Hoop is om seker te wees van die dinge wat ons nie kan sien. Hoop jy nog? Is dit nog vir jou moontlik om vorentoe te kyk en te kan sê, ek kan positief leef en ek kan positief doen, omdat daar 'n hoop, 'n stuk hoop uit God se hart in my lewe is? Of oorleef ek en jy nie? Doen ons maar net die beste van elke situasie en elke dag en ons vat dit maar nou net soos dit kom en eintlik hier in ons agterkop weet ons dat ons op 'n afdraande pad is.
Want as ons oor hoop praat, moet ons vir mekaar dit vra. Hoe lyk môre vir jou? As ek praat oor môre en oormôre, dan is dit maklik vir ons om 'n klomp negatiewe goed waarmee die media ons baie mooi help te gaan uitdink en te gaan vertroos en te gaan vertroetel. Ja, as ek dink oor môre, kan ek vir jou sê, daar is baie mense wat gaan swaar kry môre. As ek dink oor môre, kan ek vir jou sê, daar is groot besluite wat groot moontlikhede neem, wat groot invloede op ons kan hê. As ek dink oor môre, dan kan ek dink aan al die mense in ons land en in ons wêreld wat seer gemaak word en wat seer kry, en ons kan met mekaar die misdaadsyfers uitdeel en ons kan sê hierdie dinge word nie eintlik beter nie. Ja, as ons dink oor môre, dan dink ons baie keer baie ver. Maar dit is ook baie nader in ons harte, geliefdes. In jou hart, met jou gewone dinge waarmee jy besig is, soos elkeen van ons. Kan jy nog hoop? Het jy nog vrede daar waar jy lewe? Gee ons mekaar nog hoop as ons saam leef? As ons saam doen, wys ons nog vir mekaar dat daar hoop is. Ek dink ons het so wanhoopig geword, dat ons nie meer vir mekaar hoop gee nie. Luister 'n bietjie, hoe praat ons met ons kinders oor ons land? Baie van ons sê, ons kinders moet net hier weg, want hier is nie vir ons hoop nie. Baie van ons sê, ons kinders, dit help nie wat hulle studeer nie, want hier is nie vir hulle hoop nie. Sommer net nader aan ons harte. Baie keer in ons verhouding sien ek in die spreekkamer, kom sit daar mense en sê vir my dat binne in hierdie verhouding wat eintlik so kosbaar moes gewees het, is daar nie meer hoop nie. Ek dink ons het moederlose mense geword. Ons het mense geword wat eintlik vergeet het dat ons kan hoop. Ons het mense geword wat eintlik vergeet het hoe duur hierdie hoop is. Dis verniet. Ek en jy kan dit nie verdien nie. Ek en jy kan dit nie minder of meer maak nie, want dit is reeds genoeg. Maar ons het onsself geleer om nie meer te hoop nie. Baie keer lewe ons sonder hoop. En hierdie lewe sonder hoop is eintlik niks. Dan vang jy jouself op 'n plek waar jy maar net is. Dan vang jy jou op 'n plek waar jy maar net besig is om te leef. Jy vang jouself op 'n plek waar jy hard werk en doen wat jy moet doen, maar eintlik hier binne is daar niks om oor opgewonde te wees nie. Niks om na uit te sien nie. Nou praat ek nie van vakansies en reise en ander goeders nie. Ek praat van jou menswees. Is jy nog opgewonde, geliefde, om te wees? Is jy nog opgewonde om te doen en te wees net daar waar jy is met dit wat God jou seën? Ek dink ons verstaan partykeer hoop verkeerd. Hoop is dit wat ons van die skepping onderskei, sê Plato, wat 'n wysgeer was. Hy sê klippe hoop nie. Kraaie hoop nie. Niks in hierdie skepping en in hierdie natuur kan hoop nie. Maar ek en jy het 'n lewende hoop. Ek en jy het 'n stuk hoop wat hier binne in ons is, wat ons kan beleef,
wat ons kan ervaar, wat ons kan doen. Ons is goeie hopers. Want baie keer hoop ons en ons dink dat dit is wat hoop is. Ja, ons hoop dat môre beter gaan wees as vandag. Ons hoop dat ons gesond sal wees en nie siek nie. Ons hoop in ons harte dat die swaar tye met ons finansies en ons ekonomie eintlik in die verlede is en dat dit 'n toekoms is wat vir ons baie beter is vorentoe. Ons hoop op voorspoed en nie teenspoed nie. Eintlik, as ons so oor hoop dink, dan is dit iets wat ons doen en wat ons moet regkry en dan hoop ons altyd vir onsself net vir die beste. Maar wat beteken dit as ek en jy sê dat ons hoop? Ons kan nie vanoggend wegkyk na die wêreld toe en net sê ons hoop daar nie. Want dan is dit maar 'n 50-50 ding of 'n ding wat maar so 'n bietjie duinserig is, want dit is iets wat ek sê, ek hoop, maar ek weet nie eintlik of dit kan gebeur nie, maar ek hoop vir die beste en dat die slegste my net nie tref nie. Ek hoop eintlik maar dat ek reg hoop. Dit is maar eintlik soos 'n wasem of eintlik maar soos 'n droom. En wanneer ek so hoop, dan besef ek dat daar ander hoop nodig is. Ek besef dat daar 'n ander vasheid nodig is. Ek besef dat hierdie hoop so 'n bietjie oomf en so 'n bietjie substansie kort. En dan hoor ek dat my hoop in God is. Om werklik te kan hoop teen alle omstandighede in, selfs daar waar dit nie erger kan wees nie, is alleen moontlik as God by my is. Is alleen moontlik as ek God binne in my ervaar. Is alleen moontlik dat ek en jy vanoggend weet dat God hoop is. God is hierdie lewende hoop. Ons hoop kan nie gevestig wees in onsself nie. Ons hoop kan nie gevestig wees in ander mense se besluite of die wêreld nie. Ons hoop is van 'n God wat sê, ek het jou op jou naam geroep en jy is myne. Ons hoop is van 'n God wat sê, ek het jou so lief dat ek my seun Jesus Christus na hierdie aarde toe gestuur het sodat jy kan lewe. Ons hoop is in 'n God wat sê, ek en jy kan maar die pad na môre toe stap. Al weet ons nie wat môre vir ons inhou of wat môre gaan gebeur nie. Want God is daar. En God is ons hoop. Dis 'n hoop wat kan vashou ten spyte van. Dis 'n hoop wat die wêreld nie verstaan. Dis 'n krag hier binne in my en jou wat ons self partykeer nie kan verstaan nie. Want dit is God wat vir jou sê, ek het jou. Dit is God wat vanoggend vir jou sê, niks sal oor jou pad kom wat jy nie kan doen met sy krag. Ek wil vanoggend vir jou vra, hoop jy nog? Daar is 'n klomp ten spyte van. Hoop jy nog ten spyte van jou moedeloosheid? Hoop jy nog ten spyte van jou planne? Hoop jy nog ten spyte van al die seer en swaar wat jy beleef het? God sê, jy kan. Want dit is klaar in jou. Dis verniet.
Maar, dis definitief nie goedkoop nie. Dis definitief een van die dierste geskenke wat jy ooit sal kry. Want dit is God se teenwoordigheid. Vanoggend, as ek en jy weggaan, dan moet dit met hoop in ons harte wees. En hierdie is nie 'n hoop wat sommer net kan verdwyn. Hierdie is 'n hoop met inhoud. Hierdie is 'n hoop met krag. Hierdie is 'n hoop wat sê, ek weet nie, maar God weet. En as God weet, dan is dit genoeg. Vanoggend sê hierdie hoop, God weet nie net nie. Alhoewel hy alles van ons weet en alles in ons weet, hy doen ook. En as hy doen, dan ervaar ons hierdie hoop. Ek en jy kan niks aan heden doen. Ek en jy kan niks eers aan môre doen. Al wat ons kan doen, is om te hoop. Maar dit is nie net sonder hoop nie. Dis hoop in God. Dis hoop saam met God. Dis hoop tot eer van God in hierdie lewe. Dis my gebed vanoggend, dat ek en jy hier weggaan en sal hoop. En God sal hoop. En God sal vrede kry, want hy weet. Mag die Here vir ons seën met hoop, en mag ons bakens raak in hierdie week van sy hoop. God sal by elkeen van julle sal hy wees. Amen. En dis kom met ons saam. Here, daardie hoop wat bly, is 'n hoop in U, God wees. Gee vir ons die voorreg om alles wat ons is, alles wat ons het, alles wat ons dink vanoggend, aan U voete neer te lê. En weer te kan hoor dat ons kan hoop. Hoop op 'n mooi toekoms. Hoop op seëninge en gawes. Hoop op vrede in ons harte. Want dit beloof U vir elkeen van ons. Mag ons dit in ons lewens beleef, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit U genade. In Jesus se naam. Amen. Dit is ons tyd vanoggend af as ons sing oor hierdie vrede en hierdie hoop. Ons sing lied 284, die eerste, die tweede en die derde strofe. En dan gaan ek vir jou groet met God se seën. En dan sluit ons net vanoggend se erediens af met die amen gebed. Sing saam met my lied 284.
Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.